Ons raak rustig. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend se tema, soos ek reeds gesê het, kom uit vers 6 uit. Dit is onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. Is Hebreërs 5 vers 11 tot hoofstuk 6 vers 12. So ons gaan oor 2 hoofstukke beweeg. Maar voor ek vir ons lees, ek wil graag vir ons bid. Ek voel die Here het op my hart gelê om vir mense wat vanoggend hier so te sit. Ek gaan niemand se name noem nie, maar die Here het vir my gewys vir wie ek moet bid. En ek gaan vir jou bid, ek gaan nie jou naam sê nie, maar kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir die kosbare woord. Meer 'n mens u woord leer, lees en koester en bepeins, hoe kosbaarder word u woord, want u sê ook in die woord, in die laaste dae sal mense ver ry en soek om die waarheid te hoor. Dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om u woord te mag bring, of ek die voorreg het om u woord te mag bring. Voed hulle wat vanoggend hier sit met u woord, Here. Voed hulle deur die Gees, Here. Kom maak hierdie woord lewend in elkeen se hart, Here. Here, ek wil kom bid vir hulle wat u op my hart gedruk het om voor te bid. En ek kom dra hulle vanoggend aan u op, Here. Want ek weet dis ook 'n gevoelige saakie, maar ek kom bid vir daardie persone, Here, en ek kom sit hulle by u voete vanoggend neer en ek sê, Here, u ken hulle hart, u ken hulle hele lewe. Hulle is nie onbekend aan u nie, Here. Dankie dat ek vir elkeen van hulle by u voete kan sit, Here, met elkeen se spesifieke behoefte, in sy nood, in sy uitroep na u toe, Here. Wil ek hom vra vanoggend, Here, wil u nie hoor? In genade. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ek lees daarvan af vers 11 van hoofstuk 5. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd selfs reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. En dan vers 1, laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val
as die bruikbare gewasse voortbring vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie, hy sal julle werk nie vergeet, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het, en nog dien nie. Dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Tot sover. Ek het reeds vroeg in hierdie week begin met my voorbereiding vir vandag. En ek was oortuig dat die Here met my oor die doop gepraat het, dat ek oor die doop moes praat. Want dit is 'n onderwerp in die kerk waaroor daar verskil word en mense worstel daarmee. Ons lees van Paulus en Barnabas in die boek Handeling, wat 'n geskil opgetel het rakende Johannes, wat ook Markus genoem word. Jy kan dit in Handelinge 15 vers 36 tot 41 gaan lees. En toe het elkeen uit mekaar uitgegaan, elkeen het sy volgelinge of een wat saam met hulle gegaan het gevat, en elkeen het nog steeds gegaan om die evangelie te bring. Ons is in die meer tradisionele gereformeerde kerke waar ons die kinderdoop bedien, en ek myself al baie daaroor geworstel het, want dit is ook deels vanoggend se boodskap, gaan ook oor hierdie worsteling, nie oor die doop nie, maar juis dit wat die skrywer hier in die boek Hebreërs geskryf het. En dat 'n mens nie net 'n klinkklaar antwoorde kan gee nie, want daar is regtig moeilike onderwerpe in die Bybel. Onderwerpe wat nie maar net oop en bloot staan nie, maar dit moet deur lees in bepeinsing en studie ondersoek word. En wat ook nie net in 'n kort tydjie beantwoord kan word nie. Maar dit is veel eerder deel van my geloofsreis op aarde. En as die Here wil, dan hanteer ek die doop vroeg volgende jaar. Ek het die afgelope jare besef en geleer, en dankie vir die Here gesê vir godsmanne, ek het dit al by vorige keer gesê, maar ek kan nie ophou dankie sê vir die Here, vir godsmanne wat hy op my pad gesit het, wat my karakter gebou en help vorm het om op die regte pad te bly. Dat wanneer ek oor 'n navorsing doen oor 'n onderwerp, het ek by hierdie godsmanne geleer, en ek doen dit dalk net vanuit die Nuwe Testament, of ek doen dit net vanuit die Ou Testament, is die kans groot dat 'n mens kan dwaal. Ek sê nie, jy gaan dwaal. Ek sê die kans is groot dat ons kan dwaal. Wyle, Dominee Attie Olwag, en ek weet nie wie van julle is vertroud met hom nie, hy is nou nie in die NG Kerk nie, hy leef nie meer nie, maar hy was 'n predikant in die evangelies gereformeerde kerk. Het die volgende gesê, en dit wat hy gesê het my hele lewe by my gebly. As 'n mens navorsing, of jy bepeins, of jy lees die woord oor 'n onderwerp, dan doen 'n mens dit van Genesis tot Openbaring. En as jy dit van Genesis tot Openbaring doen,
dan is ek konsekwent met dit waarmee ek besig is. En ek was juis besig met my voorbereiding oor die doop. En ek was op soek na 'n gepaste stuk om oor die doop te praat. Nou as jy na die Bybel of die konkordansie toe gaan, dan is daar baie dinge of dele in die Bybel wat handel oor die doop. En daar is meestal in die Nuwe Testament is daar dele oor die doop. Want die doop is net soos die nagmaal ook deel van die sakramente. En die Here Jesus het ook die kerk opdrag gegee dat ons hierdie die doop en die nagmaal moet doen, dat ons dit gereeld moet doen. En in hierdie soeke het ek op hierdie gedeelte afgekom en soos ek vroeër gesê het, dit is nie 'n onbekende gedeelte aan my nie. En 'n gedeelte waarmee ek baie vertroud is, want sien, reeds in my vroeë jare, die eerste keer toe ek gaan studeer het, was ek gekonfronteer met dit wat hier in Hebreërs 6 staan. Ek kon ook byvoorbeeld Johannes 15 vers 16 waar die Here Jesus praat van die wingerdstok. Ons kon dit ook gebruik het. Maar vanoggend se geleesde gedeelte is een van daardie moeilike teksgedeeltes waaroor eintlik bitter min gepreek word. Ek kan myself verstout en sê, ek het nog nie gehoor dat 'n prediker spesifiek hierdie stuk aangeraak nie. Ek kan onthou in my 5de jaar, ons by professor Gert Stein, het ons vir een hele semester die boek Hebreërs hanteer. Maar dit is 'n baie moeilike boek en ek het na die tyd toe ons in daardie gedeelte kom na hom toe gekom en gesê, professor, verklaar vir my wat hier so staan. Hy wou my dit nie verklaar nie, hy het my net verwys na professor A.B. de Tooy se kommentaar oor dit. Dis vir my asof daar sekere gedeeltes in die Bybel is waaroor mense versigtig is. Mense kan selfs die boek Openbaring ook vat. Baie gelowiges, ek het dit al gehoor, lees die boek Openbaring nie altyd baie graag nie, of deel in die Ou Testament lees ons nie baie graag nie, want dit is vir ons baie keer asof dit versluier is. Mense lees moeilike gedeeltes of hulle slaan dit oor. Want dit wat ons vanoggend hier gelees het, is baie konfronterend. En is moeilik om te verstaan met wat die Hebreërs skrywer hier bedoel. Maar kom ons wees eerlik met mekaar. Dit is opgeteken in die Bybel. En as dit opgeteken is in die Bybel, dan moet ons daarmee handel. Die vooraf gedeelte gaan oor Christus en die hoëpriesterskap wat aan hom toegesê word. Julle kan dit daar veral lees vanaf hoofstuk 4. Die ou vertaling gebruik die opskrif Christus oortref die hoëpriesters van die ou verbond. Is ek gesê, dit begin reeds in hoofstuk 4 vanaf vers 14 en dit hardloop deur tot aan die einde van hoofstuk 6. Terwyl die nuwe vertaling die roete gevolg het van die King James Version, en ek gebruik hierdie verskillende vertalings om julle ook te help en om julle aan te moedig om dit ook meer te gebruik. En ons geleesde gedeelte kry die opskrif van waarskuwing teen afvalligheid. En ek wil vanoggend meer die roete volg wat die nuwe vertaling gebruik het. Die King James Version gebruik die woord apostasy. En toe ek gaan na my Griekse Bybel toe wat ek het, toe word die vertaling wat hulle direk vanuit die Griek word die woord apostasy ook gebruik. Die ou vertaling het ook die woord net soos die nuwe vertaling in vers 6 afvalligheid gebruik. En ek gebruik hierdie verskillende vertalings om julle aan te moedig om dit ook meer te gebruik. En ons geleesde gedeelte kry die opskrif van waarskuwing teen afvalligheid. En ek wil vanoggend meer die roete volg wat die nuwe vertaling gebruik het. Die King James Version gebruik die woord apostasy ook gebruik. Die ou vertaling het ook die woord net soos die nuwe vertaling in vers 6 afvalligheid gebruik.
Toe gaan kyk ek wat sê my teologiese verklarende woordeboek, want die woord apostasie gaan jy nie in die woordeboek kry nie. Of ek weet nie, ek twyfel of hy daar gaan wees. Maar dit staan daar so: the abandonment of a faith or a conviction or a principle. Die Oxford verklarende woordeboek verklaar die woord abandonment op die volgende: to give up or to desert, a careless freedom of manner or forsaken, give up to bad ways. Toe gaan kyk ek, wat sê die Afrikaanse verklarende woordeboek van afvallig, en dit was my so bietjie te min om die lyf daar gewees, maar hy sê die volgende: ontrou of wat verraai het. En ek wil my bietjie meer terugneig wat die Engels sê, en ek dink ook die Engels is 'n ouer taal wat 'n meer ryker taal in betekenis sou hê. In Hoofstuk 5 vers 11 tot 14 rig die Hebreërs skrywer 'n waarskuwing aan die lesers teen ontrouheid ten opsigte van om te groei in die woord. En dit wat ek ook al baie gesê het, om tyd te maak saam met die Here, Bybel te lees. Maar nie net God se woord te lees nie, maar dit te bestudeer. Ek dink baie kinders van die Here lees die woord net dalk om my gewete te sis, of net om te sê dat die Here met my iets praat, maar ons maak nie tyd om God se woord te bestudeer en te vra en te bepeins en daaroor te dink nie. Dan sê hy in vers 13 en 14, iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie. Dis vir mense wat vaste kos eet, kan onderskei wat reg en verkeerd is. Mense wat geoefen is deur ervaring, mense wat, soos die ou vertaling sê, geestesvermoëns besit, hulle wat ingeoefen is deur God se woord. Jy kan nie verby hierdie ding kom nie. En al herhaal ek dit so baie dat dit jou naderhand irriteer, kan ek nie ophou daarmee nie. Wil ek vir julle sê, my liewe vriende in die Here, jy sis net jou gewete. As jy dink jy wil die woord net lees, omdat lees is. En ek het dit al baie gesê, my groei, geestelike groei, vind nie daar buite in die lewe plaas nie. Die toepassing van my groei vind plaas, maar my groei vind plaas in tyd saam met hom. Dan gaan die skrywer voort in Hoofstuk 6 vers 1 tot 3, dat ek as gelowige nie net kan stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig was nie, maar om aan te beweeg tot volwassenheid. Geen kind wat gebore word en wat sy ouers versorg, in kos gee, in liefde gee, gaan nie groei nie. Daardie kind gaan groei want hy ontvang alles wat hy nodig het om te groei, en die Here het sy DNA geskape om te kan groei. Dieselfde het die Here by die wedergeboorte jou DNA ook gegee sodat jy moet groei in die geloof. Hosea 6 vers 4 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat se kennis praat hy van? God se woord. Weens gebrek aan God se woord. Om daarna te streef, nog meer. Om daarna te verlang om tyd saam met die Here te hê. Wie van julle verlang daarna as jy opgestaan het in die oggend om tyd saam met die Here te spandeer? Ek kan dit nie genoeg benadruk nie. Of julle te sê, hierdie dinge wat hierdie in 2020 gebeur het,
is die voorbereiding vir dinge wat nog gaan kom, hier gaan groter dinge kom. Ek luister 'n video ding van Dr. Willie McLeod wat ek baie graag hier by ons wil hê, wat gesê het, in die Europese parlement is daar 'n stoel met die nommer 666 op. Daai stoel is nog nie gevul nie. Dis die nommer van die anti-kris waarvan Openbaring praat. Sy naam is reeds bekend. Die tyd is nog net nie reg dat hy bekend gemaak word nie. As die anti-kris gaan opstaan, gaan julle soek vir die waarheid. Ons as kinders van die Here, dis kom ek sê vir julle, soos die Chinese gelowiges wat vervolg word vir hulle geloof, wat 'n Bybel het onder 'n hele kerk, en 'n Bybel in 'n bladsy uitskeer en daai bladsy memoriseer, want die Bybel is vir hulle kosbaar. En tog het ek die woord al so baie gebring, en ek dank die Here nie net in die kerk nie, maar dat die WhatsApp boodskappe ook na ander mense in ander dele van die wêreld ook gestuur word. Natuurlik Afrikaans sprekendes. Dis asof mense ten opsigte van die eerste beginsels net daar bly staan het. Daar kom hulle 'n vroeëre predikante die fondasie gelê het, maar nie gehelp en gelei dat die mense groei in hulle geloof nie. Maar dat die geestelike groei afwesig is in mense se lewens, in kinders van God se lewe. Want dit wil net vir my lyk asof die mense nie meer ywerhaars is vir Christus se koninkrykie. Ek wil jou vra, en ek vra dit vanoggend uit my hart uit. Wanneer laas het jy iemand gevra, my vriend, my vriendin, my maat, my buurman, jou broer, jou suster, wanneer laas jy gevra, is jou saak met die Here reg? Het jy 'n ywer in jou gebedslewe vir daardie mense? Dis asof die kerk, asof hierdie dinge vir ons so kom lam lê. En ek het die afgelope tyd gewonder, wat die virus ingekom het hierdie hele wêreld omgedraai, en daar was virusse in die verlede, ek en Annetjie net nou daaroor gepraat, byvoorbeeld die Spaanse virus, wat meer as 50 miljoen mense se lewens geëis het. Hierdie dinge was nie hier gewees, maar hierdie dinge is hier, want ek sê vir julle, hierdie dinge is die begin van die dinge wat nog gaan kom. Dis die voorberei, dis die weg, dis die voorbereiding vir die anti-kris, vir die laaste tyd. En ek hoor mense sê vir my, dis dit, dis dat, siek, ek by 'n dokter uitkom. Maar Saterdag hou ek 'n partytjie sodat ek Sondag by die dokter kan uitkom. Plus los ek die partytjie en gaan Saterdag dokter toe sodat ek Sondag by die kerk kan wees. Tog het ek dit gevind dat dit weer nodig is om oor hierdie dinge te preek. Want baie kinders van die Here vertoef net daar, het net daar stil gestaan, is in hierdie kokonnetjie van hulle veiligheid. Dis asof mense bang is om vir die Here op te staan. Vers 3 sê hy, ons sal verder gaan as God dit toelaat. Tog het God die skrywer nie toegelaat om verder te gaan nie, maar hier te bly. Want nog steeds is daar mense wat nodig het om gehelp te word in die melk, in die klein dingetjies, om die klein dingetjies te verstaan, en bo oor die klein dingetjies te kom, sodat ons kan uitkom by die vaste kos, sodat ek kan groei tot 'n volwasse mens. Weet julle hoekom? Jy as kind van God is nie hier vir jouself nie.
Die Here het jou nie gered net vir jouself nie. Jy het 'n verantwoordelikheid as 'n koninkryksburger in die koninkryk van God om sy koninkryk uit te bou. Dis jou plig om te sorg dat jy geestelik volwasse word, dat jy daar uitkom, dat die Here vir jou daar help om daar uit te kom. Hoekom? Sodat jy 'n ander een wat nie geestelik volwasse is, kan help en lei. Sodat die werkslading nie net vir een persoon daar is om 'n hele gemeente te vat en by die hand te vat en op te voed nie. Sodat die Here in die gemeente volwasse Christene kan vat en hulle saam met die leraar kan staan in geloof en in gebed en om hierdie dinge vorentoe te vat. Een persoon kan nie aan hierdie wa trek nie. Daar's meer as een persoon nodig om aan hierdie wa te trek. En vanoggend wil ek veral fokus op wat verse 4 tot 8 staan. Want hierdie verse is vir my waterskeidingsverse. Hierdie verse is finaal tussen lewe en dood. Tussen die nou en die hiernamaals. En ek lees vir julle vanoggend weer hierdie paar versies. En ek gaan vir julle 3 vertalings en ek gaan hulle almal afsonderlik werk. En ek lees eers die ou vertaling. Hoor die ou vertaling. Want dis onmoontlik. Hoor die woord, want dis onmoontlik. Om die wat eenmaal verlig geword het, die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, en hakkie sê ek net vir julle, apostasy, the abandonment of a faith or conviction or principle. Om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self, die Seun van God, hoor mooi wat skryf die skrywer, weer kruisig en openlik tot skande maak. Want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God, en dan sê vers 8, maar as dit dorings en distels oplewer, deeg dit nie, en is naby die vervloeking, die einde daarvan is verbranding. Hierdie selfde gedagte wat ek net nou gesê het, word ook in Johannes 15 en 16 gegee. Dan sê die Here Jesus, hulle wat in my nie vrugte dra nie, word afgesny, sodat hulle verdroog. En dan word hulle by mekaar gemaak, na hulle verdroog het, om in die vuur gegooi te word. Met die aanhoor van hierdie paar verse, ruk dit 'n mens. Want in die gereformeerde kringe is daar baie twee sterk opinies, wat ek al ook by 'n vorige keer genoem het. John Wesley, een van die groot herlewingspredikers in 'n eeu of 2 gelede, en Jonathan Whitfield, wat saam met hom groot predikers was in die herlewingstyd in Amerika en in Engeland, het sterk rondom hierdie opinie verskil. Ons lees dit ook wat ek net nou gesê het, waar Paulus en Barnabas geskille gehad het en toe geskei het as gevolg van hierdie geskille. Maar tog het die Here Jesus vir John Wesley en vir Jonathan Whitfield beide groot in die herlewingstye gebruik.
wat in daardie tyd geheers het. Jonathan Whitfield het geglo dat jy nie verlore kan gaan nie, terwyl John Wesley geglo het dat jy jou saligheid kan verloor. Professor T. Clark, wie se kommentaar ek het, was baie sterk onder die invloed van John Wesley. En wat ek vir julle iets sê wat vir my baie kosbaar was van John Wesley. John Wesley se pa, Charles Wesley, het meer as 2000 liedere in die kerk geskryf, waarvan baie vandag nog in die kerk gesing word. Want is liedere wat gebore was uit herlewing. Hy was nie so bekend soos John Wesley nie. Maar John Wesley en Charles Wesley se ma het hulle van kleins af groot gemaak in Grieks en Hebreëus. Hulle pa was ook 'n prediker gewees. Hulle Grieks en Hebreëus geleer. Die manne van daardie tyd, en vandag wil hulle in ons fakulteite, wil hulle dit begin wegvat, en ek sê, ons kan dit nie wegvat nie. Ons het dit vandag meer as ooit nodig. Maar wat ek wou sê, Whitfield het geglo dat jy nie jou saligheid kan verloor nie, maar John Wesley het wel geglo dat jy jou saligheid kan verloor. En toe ek vanoggend hierdie versies weer vir julle, die ou vertaling verse 4 tot 8 gelees het, staan daar, en hy wat dit deelagtig geword het, hy wat dit gesmaak het, is dit onmoontlik om die een tot te vernuwe. Ek was ook as 'n jong man onder die invloed van ouer manne toe ek die eerste keer gaan studeer het, wat baie sterk oor hierdie dinge was, en dis veral waar ek toe te make of te ken of in kennis gekom het met hierdie dinge, oor wat hulle geglo het. Aan beide kante het baie sterk teologiese oortuigings of redenasies. Dis nie voorwaar 'n maklike en 'n klinkklare oplossing wat 'n mens julle kan gee nie. Ek kan julle wel sê, ek skaar my by Jonathan Whitfield, en ek gaan nie vandag uitwy en sê hoe ek tot op daardie punt gekom het nie. Kom ons begin by vers 4. En ek lees die nuwe vertaling. Wanneer 'n mens een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees. Die ou vertaling lees, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het. Hy begin met, dis onmoontlik. En die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het. Die King James Version lees hom as volg: For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. God het daardie een sy lig gegee. Hy was verlig. Hy het die hemelse gawe gesmaak. Het die hemelse gawe ontvang. Hy het die Heilige Gees deelagtig geword. Wat is hier die hemelse gawe? Wat word hier bedoel met die Heilige Gees deelagtig geword het? Ons gaan nou eers verder, vers 5. Die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het. Die King James sê, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Die ou vertaling sê, en die goeie woord, dit is hierdie, van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld. Wat is hierdie goeie woord van God leer ken, of gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld ervaar het? Vers 6, sê die nuwe vertaling, en dan nogtans afvallig geword het. Nou trek hy die woord onmoontlik in, om hulle weer tot bekering te bring.
In hulle self kruisig hulle immers weer die seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Die ou vertaling lees en afvallig geword het. Die weg verlaat. Om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot 'n skande maak. Die King James Version lees, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing the crucified to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Ek het hierdie 3 verse vir julle saam gelees en ek het 3 vertalings gebruik. Maar ek het nog nie antwoord gegee op die vraag wat ek gevra het nie. Die gedagte of die idee wat hier geskep word, is dat hier gepraat word van kinders van God, wat die geloof verlaat het, afvallig geword het van die geloof, om hulle weer tot bekering te vernuwe, as ek dit so sou lees en verstaan. En dieselfde gebeur ook die afgelope tyd, wat ek gehoor het oor mense oor die doop omgaan en 'n paar verse lees, en dan tot 'n konklusie kom deur te sê, hierdie gereformeerde tradisie van meer as 5 eeue of langer is verkeerd. Dit is bekend dat die kinderdoop al reeds van die 3de eeu na Christus al reeds in die kerk aanwesig is. Hoe eng kan 'n mens wees? Nou kan ek ook so eng wees en sê, dit is wat daar staan, sonder om die konteks in ag te neem. Die vraag moet nou verder gevra word, vir wie was hierdie brief geskryf? En aan wie was hierdie brief gerig? Die skrywer, weet ons, was 'n Jood. Die skrywer het hierdie brief aan Joodse Christene geskryf. Hulle en hulle voorvaders het as 'n nasie hierdie dinge van God beleef. En ek gaan nou nie die geskiedenis van die Ou Testament weer waar die Here, waar hulle voorvaders was en waar hulle in Egipte was en waar die Here hulle uit slawerny bevry het en hulle gevat het na die land. Hierdie Jode het God se grootheid ervaar. Hulle het die gees van God, hulle die teenwoordigheid van gees van God in hulle midde as volk ervaar. Hierdie selfde Joodse skrywer skryf in hoofstuk 11 van die boek Hebreërs die volgende. Die definisie van die geloof se eerste vers, jy kan hom gerus gaan lees. Dan later lees ons, dink is hoofstuk 11, dan praat hy van Samson en hy Abraham en Isak en hy noem hierdie geloofshelde van Israel op. En oor al die dinge wat hulle gedoen het, maar dan staan daar in daai selfde hoofstuk, dan sê hy, en God was met die meeste van hulle nie tevrede nie. Na wie verwys hy? Hy verwys nie na die geloofshelde nie, hy verwys na Israel as 'n geheel. En God was met die meeste van hulle nie tevrede gewees nie. Verse 7 en 8 verduidelik wat hier aan die gebeur is. Dit is soos met grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur.
verse 9 tot 12 is 'n verdere bevestiging van wat hier bedoel word. Die skrywer het die volgende dinge in gedagte gehad. En ek gaan vir julle 5 punte opnoem. As jy nou in aanmerking neem dat dit was 'n Jood gewees wat aan Jode geskryf het, hierdie boek Hebreërs. En ek wil vanoggend bietjie daarby stil staan, want dalk maak dit vir jou oop wat eintlik hier geskrywe staan. Die eerste punt, hier word nie na iemand verwys wat hom 'n Christen noem nie. Met ander woorde, hierdie Joodse skrywer het met die Jode oor die algemeen gepraat. Wie was hulle wat vir Paulus die meeste vervolg het, was die Jode gewees. Gaan lees dit in die boek Handelinge. Die tweede een, hulle behoort nie ook aan die backsliders. Ek weet nie of julle weet wat, of die term al gehoor het, is iemand wat in die geloof, wat tot bekering gekom het, teruggeval het, en God het hom weer teruggebring, 'n backslider nie. Hulle behoort ook aan daardie groep, wat Christenskap verwerp. En dan die vierde een, en dis daardie groep wat saam met die Jode soos vir Paulus en vir Christus, die priesterdom wat hom vervolg het. Gesien teen die agtergrond dat hierdie brief spesifiek aan die Jode gerig was, en dat die konteks ook so verstaan moet word. Die 5de punt voeg ek graag vir myself by. En ek dink dis meer van toepassing op ons vandag. Hulle wat die skyn van Christenskap het, maar die krag daarvan verloon het. Reguit gesê, jy is gered, of jy is nie gered nie. In Johannes 5:11-13 skryf Johannes in sy brief, hy sê, hy wat die Seun het die lewe, hy wat die Seun van God nie het nie die lewe nie. Daar's 'n vastigheid. Met ander woorde, jy's gered of jy's nie gered nie. Jou lewe gaan dit wys. Vers 7 en 8. Die reën val op die grond en as dit die goeie vrugte oplewer, dan is dit tot nut. Maar dan sê hy vers 8, maar as dit dorings en dussels oplewer, met ander woorde, die woord het dorings en dussels in daai se lewe opgebring, dan het dit net een einddoel en dis die vuur. En soos hierdie tye toeneem, en die tyd al meer ryp word, vir die anti-kris om te kom. Jy kan vanoggend van my verskil. Jy is baie welkom rondom die eindtye. Gaan ons dit vind, dat mense afvallig gaan word van die geloof. Het gaan al meer en meer gebeur. Mense gaan afvallig raak van die waarheid. Mense gaan die wêreld meer lief hê as Christus. Aan die absolute waarheid. Weet julle hoekom? Want so een wat nie die waarheid in homself het nie, is dit onmoontlik om die waarheid lief te hê, is dit onmoontlik om vas te hou aan hierdie waarheid. Hulle is ook nie in staat om vas te hou aan daardie waarheid nie. Want dis ook nie aan hulle gegee nie. Dis alleen wanneer God in sy genade, die Heilige Gees, in sy genade na 'n persoon toe kom, hom oortuig, soos Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. My bekering lê nie omdat ek besluit het nie.
My bekering lê omdat hy eerste geroep het. En toe het ek gekies. Omdat hy geroep het. Dis nooit andersom nie. Dis hoekom Johannes 1 vers 12 en 13 wat 13 so mooi sê, nie deur die wil van 'n mens nie, maar deur die wedergeboorte. Johannes 3 lees ons daar. Die Here Jesus gee nie 'n formule van hoe jy weergebore word nie. Hy sê net bloot as jy nie weergebore word, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie, want daarbeur verklaar hy dat die wedergeboorte is my werk. Dis my werk om te roep en te trek. Ek gee jou die geloof, en as jou die geloof gegee het, nadat my gees dit vir jou oopgebreek het, om dan te antwoord. Die uitverkiesing kan jy gelees in Romeine 5, 6, 7, 8, 9, 10, dis omtrent daar iewers, 5 tot 7. Ons lees dit ook reeds in die Ou Testament. God het Jakob gekies. Esau het hy gehaat. Staan daar so in die Bybel. Hoekom? Want Esau het God verwerp. Net soos die Hebreërs skrywer geskryf het dat God met die meeste van Israel nie tevrede was nie, so is God vandag ook dieselfde, nie met die meeste in die kerk tevrede nie. Dis alleen wanneer die Here in sy groot genade na my toe kom. Ek kan onthou, ek gaan nie my getuienis weer vertel nie, ek het dit al baie gedoen. Maar ek glo die Here het my juis gered toe ek gaan leer het vir predikant, sodat ek dit kon sien, sodat ek mense kon help om van die duisternis na die lig te kom. 'n passie te hê vir mense. 'n passie te hê vir waar mense eendag die ewigheid gaan deurbring. Dis gaan glad nie oor oordeel nie. Dit gaan om God se hart te hê vir hierdie wêreld. En dit vra ek jou vanoggend, kind van God, het jy God se hart vir hierdie wêreld? Jy kan alle sukses in die wêreld bereik wat jy ooit kan bereik. Maar die dag as jy sterf sonder Christus Jesus, het jy absoluut niks reg gekry in hierdie lewe nie. Hierdie lewe is so kort tydjie wat elkeen van ons het. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie ook vir moeilike dele in die woord. Dankie dat u woord soos 'n tweesnydende swaard, Here, na ons toe kom. Om te kom uitwys, dit wat ons die Halleluja lied gewys het, God se woord oortuig my van sonde. En dit maak seer, Here, dis waar. Net soos wat 'n sny wat ek het seer is, Here, maar soos dat daardie sny behandel word en op die ouene gesond word, so is dit in ons lewens ook, Here. So word daardie seer weer heel. My gebed is, Here, vir een en elkeen vanoggend hierso, dat u hart vir u kinders sal gee. Maar ek kom bid ook, Here, vir hulle wat vanoggend hierso sit, wat dalk vir die eerste keer so reguit gekonfronteer was, wat dalk nou onsekerheid het, Here. U sê in u woord, my woord keer nie leeg na my toe terug nie. My word don't return void to me.
Dis die voorreg, Here, wat ons net het om instrumente in die hande te wees, en dat die Gees van God is, Here, want die eer kom U toe. U is die een wat oortuig, U is die een wat red, U is die een wat wederbaar. Daarom sê ons, Here, dankie daarvoor. Seën vandag, Here. Hulle wat ek net nou voorgebid het, Here, wil U nie in dit wat op hulle hart is voorsien nie. Maar bo dit alles wil ek vra, Here, trek hulle nader na U toe. Dankie dat ek hulle elkeen, almal wat ook vanoggend hier sit, by U voete kan los, Here, want dit is my hart. Is werklik dit, Here, dat ek eendag hulle wat ek met U woord bedien het, eendag ook saam met my, en hulle wat hierdie boodskap mag hoor oor die foon of op YouTube, dat hulle eendag saam daarbo, saam met my, soos ander gelowiges, by U gaan wees, daar vir ewig. Gee vir ons U koninkrykshart, in Jesus naam, amen. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.